Ons lei die oor met ons sal. Ja, Here Jesus, hoe wonderlik is U. Dankie dat ons weet, Here Jesus, U stap saam met ons, U wandel saam met ons en U los ons nooit alleen. Dankie dat U ons God is. Dankie dat U ons pas. En dankie dat U in ons moeilikste tye is U daar vir ons. Wanneer ons voel ons kan nie meer nie, is dit U wat ons dra. Dankie, Here Jesus. Dankie vir U genade en die liefde vir ons. Gaan vanmôre saam met ons as ons na die woord kyk, spreek deur ons en in ons en tot ons, en dat ons sal hoor dat ons op U vir ons gee van U. Heilige Gees, maak ons hart oop, maak ons verstand oop en helder. En dankie vir U genade vir ons. Amen. Ons kyk weer na ons tema op reis deur die skatkamers van wysheid. Trek vandag by deel 13. Praktiese waarskuwings uit die woord. Spreuke 6 vers 1 tot 5. Nou wil ek eers hoor. Wie van julle kan ons kernvers onthou? Het julle geluister? Wat is ons kernvers? Spreuke 1 vers 7. Volgende week wil ek julle moet hom vir my kan opsê. As julle hom vir my kan opsê, wie weet? Ok, kom ons kyk saam na Spreuke 6 vers 1 tot 5. Trek daarom nou by Spreuke 6. Ons vorder. Daar's nog, dit is net so 31 hoofstuk. Kom ons gaan aan. My seun, as jy vir jou naaste borg gestaan het, vir 'n veerde jou handslag gegee het, verstrik is in die woorde van jou mond, gevang is deur die woorde van jou mond. Doen dan dit, my seun, om jouself te red, want jy het in die hand van jou naaste geraak. Gaan, werp jou neer en bestorm jou naaste. Gun jou oog geen slaap en jou ooglede geen sluimering nie. Red jou soos 'n gemsbok uit die hand en soos 'n voël uit die hand van 'n voëlvanger. Ga na die muur, Luiaard, kyk na sy weë en word wys. Hy wat geen aanvoerder, opsigter of heerser het nie, maak sy brood klaar in die somer, bêre sy voedsel weg in die oestyd. Hoe lank, Luiaard, sal jy bly lê? Wanneer sal jy opstaan uit jou slaap? Nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie sluimer, nog 'n bietjie hande vou om uit te rus. So kom dan jou armoede soos 'n rondloper en jou gebrek soos 'n gewapende man. 'n Deugniet, 'n kwaaddoener is hy wat met 'n valse mond rondloop, wat met sy oë knip, met sy voete verduie, met sy vingers tekens gee, in wie se hart valse streke is, wat altyd onheil bewerk en tweedrag saai. Daarom sal sy ondergang skielik kom. Onvoorsiens sal hy verbreek word, sonder dat daar genesing voor is. Die woord van God gee vir ons in vandag se teks 'n paar praktiese waarskuwings om op te let en waarvolgens ons moet lewe. As jy die instruksies gaan volg van die woord van God, Spreuke is vol wysheid, as jy dit gaan volg, dan gaan jy sien, as jy daarvolgens lewe, gaan jou lewe drasties verander. Dit sal wys wees om die raad en waarskuwinge ter harte te neem wat die woord van God vir ons gee. Luister daarna. Moenie net hoor en dit gaan verby nie, luister en pas dit toe. Pas toe wat die woord van God vir ons gee. Ons is gelukkig, die Here gee vir ons sy woord. Hy gee vir ons wysheid, hy gee vir ons riglyne waarvolgens ons moet leef. En as jy daarvolgens gaan leef, gaan jy sien hoe jou lewe gaan verander. Mense rondom in jou gaan die verskil agterkom in jou lewe. Kom ons luister na die waarskuwinge en neem dit ter harte en pas dit toe in ons eie lewens. 'n Algemene tema reg deur Spreuke 6 is hoe ons
die natuurlike gevolge van dwaase gedrag en keuses kan vermy. Nou, daar's baie dwaase besluite wat 'n mens kan neem, en Spreuke 6 wys vir ons waarskuwings hoe om dit te kan vermy. Daar word verskeie waarskuwings genoem, soos finansiële sake, werksetiek, seksuele onsedelikheid en dinge wat gruwels vir die Here is. Maar as 'n oorkoepelende punt leer ons die beginsels wat sal help om ons uit die gevaar te hou. Wanneer elkeen van hierdie gebiede glo ek lê 'n dieper waarheid wat ons terugbring na Jesus Christus. Wat jy die pad wys na Jesus Christus, en as jy Jesus Christus gaan volg en dit gaan toepas, gaan jou lewe soveel makliker en beter wees. Julle weet mos, die Bybel staan vir Basic Instructions Before Leaving Earth in Engels. Dis die basiese riglyne, dis die basiese beginsels. Dis jou kompas, dis jou rigtingwyser. As jy dit gaan volg, dan gaan jy die gevare vermy. En vanmôre kom hy en hy waarsku ons teen sekere gevare wat ons moet vermy. En dit bring ons op die ou ende van die dag terug by Jesus Christus. Ons almal het al en sal dalk nog swaar kry en beproewings, gevaarlik en moeilike situasies in die gesig staan. Ek is seker daarvan mense hierso, niemand van julle het nog ooit probleme gehad. Ons het nog nooit moeilikheid gehad nie, het nog nooit deur swaar tye gegaan, of tye van depressie, of tye van, almal hierso was nog net, alles was 100% kop dis op boom, soos hulle sê, en het het net wonderlik gegaan net. Nee, ek dink almal van ons wat hier sit, kan 'n hele paar staaltjies en storieetjies vertel van probleme, en storms, en terugslag. En hulle sê mos baie keer, dit lyk asof alles net op een slag gebeur. Dit reën nie, dit giet. It doesn't rain, it pours, soos hulle in Engels sê. Dan breek jy wasmasjien, dan breek jy kar. Dan raak die ene siek, en dan gebeur dit, en dan is daar finansiële terugslag. En alles gebeur net op een slag. En dit voel jy sink weg. Die lewe kan ons paar harde klappe gee. Soos almal weet al hoe dit voel om al daai dinge in die gesig te staar. Jesus praat oor die verskillende probleme wat ons in ons lewens kan hê. In Johannes 16 vers 33, wat nog steeds vir my een van die baie mooi versies is, wat hy sê, hier in die wêreld sal jy moeilik hê. Jy gaan moeilik hê in die wêreld. Die Here het nêrens gesê dat dinge gaan 100% gaan nie. So as jy 'n prediker hoor wat vir jou sê, dat dit gaan net wonderlik gaan, en dit gaan net goed gaan, en dit gaan net fantasties gaan. Hardop weg, hardop die ander pad. Want dit is 'n vals prediker. Want Jesus Christus self het vir ons kom sê, in hierdie wêreld, nie miskien dalk moontlik nie, hy het gesê, in hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê. Die Here het vir ons kom waarsku daarteen. Hy het vir ons kom klem lê daarop, jy sal moeilikheid hê in hierdie wêreld. Of ons dit wil weet of nie, moeilikheid wag ons op elke hoek en draai. Die vyand wag om jou te verwoes. Die vyand wag om jou aan te val. Die vyand wag om jou in jou gesin beet te kry. Die vyand sal deur jou kinders jou probeer bykom. Jy gaan swaar tye hê in hierdie wêreld, weet dit vir 'n feit. Maar hou goeie moed, sê Jesus, want hy het die wêreld klaar oorwin. Die wêreld is klaar oorwin. Daai jare in Amerika met die oorlog, met die vryheidsoorlog daar in Amerika, Engeland en Amerika, toe Amerika die oorlog gewen en Engeland het oorgegee en hulle het basies gesê, okay, julle het gewen. Maar daar was dele in Amerika wat hulle maande na die tyd nog steeds geveg het, want die boodskap het nog nie by hulle uitgekom dat die oorlog is eintlik verby nie. Gelukkig het ons vandag selfone en ons kan SMS en, maar daai jare het hulle nie selfone en e-mails en pos en vliegtuie en goed gehad nie. So dit het 'n tydjie gevat om uit te kom by hulle. Nou dieselfde met Jesus het klaar die wêreld oorwin. Die oorlog is klaar gewen.
Nou vra mense, ja, maar as die Here dit aan die wêreld oorwin het, hoekom gaan dit so? Dis die laaste deel van die oorlog. Dis die laaste, hoe kan mens sê, die doodsnikke. Die duiwel weet hy's verslaan. Hy weet hy's verwoes. Hy weet die Here kom weer terug. Jesus het gesê, ek gaan hom vir julle plek voorberei. Want ek wil 'n plek voorberei, dan kom ek terug, dan kom haal ek julle. So die oorlog is gewen. Jesus het nou net vinnig teruggegaan om vir ons voorbereiding te maak. En dan wanneer hy klaar is, kom hy terug om ons te kom haal. Maar nou in hierdie tyd is ons nog op hierdie wêreld. En die duiwel is nog in beheer. En hy soek om jou te verwoes. Hy soek om jou aan te val. Hy soek om jou by te kom. Hy soek om alles moontlik teen jou te gooi om jou te sink. Hy sal die ergste probleme na jou kant toe gooi as hy dit kan regkry om jou van Jesus af weg te kry. Gaan jy hom toelaat om van Jesus af weg te gaan? Sy probleme kom hou vas, nog stywer vas aan Jesus Christus. Hou vas aan Jesus Christus met alles wat jy het. Moenie laat die duiwel wen nie. Hy het klaar verloor en hy weet dit. En hy wil soveel as moontlik mense saam met hom aftrek, want hy wil nie alleen. Dis soos mense wat misdaad pleeg en dan as hulle uitgevang word en sê hulle moenie dink ek gaan alleen val nie, dan dreig hulle almal wat saam met hulle was. Jy gaan saam met my val. En dis wat die duiwel kom doen. Hy kom sê vir jou, ek wil nie alleen gaan straf word nie. Ek wil julle saam met my vat. Gaan ons hom toelaat om dit te doen? Nee. Ons behoort aan Jesus Christus. Jy is verseël deur Jesus Christus. Hou vas aan die waarheid. En let op die waarskuwinge wat die Here vir ons gee. Op sy riglyne, volg sy riglyne, volg sy woord. En doen wat die woord sê, nie wat ons as mens sê nie. Dit wat ek hier preek en ek sê dit baie en ek gaan dit tog baie sê. Toets dit aan die woord van God. Maar as dit in die woord van God is, dan beter jy luister. Want dan is dit God wat praat. Dis nie ons wat praat nie, dit is God wat praat. Hy nooi ons na 'n vrede wat min sin maak in hierdie wêreld. Jesus nooi ons na daai vrede toe. Want ten spyte van die storms en die probleme rondom ons, kan jy nog jou vrede behou. Wanneer dit lyk of die wêreld teen ons draai, of onderste bo draai, dan kom Jesus juis en hy versterk ons. Spreuke bevat baie objektiewe waarhede, stellings en selfs stappe wat vir ons uitgestippel word. En as ons dit gaan volg, gaan ons vreugde behou. Daarmee saam kan ons waarheid vind wat by Jesus en God se woord aansluit. En ons verhouding met hom versterk. Kom ons duik in die wysheid van Spreuke 6 in. Die 6de hoofstuk omhels 4 afsonderlike dele, wat elkeen 'n waarskuwing is. Die onderwerpe wat behandel word is om borg te staan vir iemand. Luiheid, kwaadwilligheid en oorspel. Ons gaan nie vandag by die oorspel en dit uitkom nie, maar vandag gaan ons meer kyk na tot by vers 15, die borg en die luiheid. Nou as jy saam lees in Spreuke, kyk weer saam na die eerste gedeelte. My seun, as jy vir jou naaste borg gestaan het, vir 'n vreemde jou handslag gegee het, verstrik is in die woorde van jou mond, gevang is deur die woorde van jou mond. Doen dan dit, my seun, om jouself te red, want jy het in die hand van jou naaste geraak. Gaan werk jou neer en bestorm jou naaste, gee jou oog geen slaap en die ooglede geen sluimering nie. Red jou soos 'n gemsbok uit die hand en soos 'n voël uit die hand van 'n voëlvanger. Nou vra jy, maar wat beteken dit? Wat Spreuke hiervan praat is, baie keer kry jy dat iemand het nou skuld gaan maak. Maar nou het hulle iemand nodig om vir hulle 'n waarborg te teken, 'n handtekening te gee, dat as hulle miskien nou nie daai skuld kan betaal nie, dan is jy nou 'n waarborg vir hulle. So jy staan basies borg vir hulle. Die Bybel waarsku ons daarteen om dit nie te doen nie. En daar's baie wysheid daarin om dit nie te doen nie. Want nou kry jy vir Pietie het skuld gemaak en nou teken Jannie vir Pietie waarborg. Nou kan Pietie nie betaal nie. En hy verdwyn. Wat nou?
Hulle gaan vir jou huis en vir jou kar en vir jou besittings kom. Nou is jy in die moeilikheid en nou word jy aangeslaan vir daai skuld. So wat doen jy? Jy maak jou lewe moeilik. Want nou is die skuldeissenaars op jou nek. En dis wat hy hier sê. Verstrik is in die woorde van jou mond. Want deur jou mond het jy nou vir Pietie gesê, okay, ek gaan vir jou borg staan, en jy het ingestem oor in die kontrak, en nou sit jy vasgevang in daai situasie. En in die ou dae is dit bietjie baie erger gewees as wat ons het nog vandag het. Daai jare as jy nie jou skuld kon betaal nie, het hulle jou sommer in slawerny ingesit. Hulle het jou verkoop om die skuld te kan betaal. Of jy moes vir 'n tydperk werk om die skuld af te werk. So onmiddellik sit jy 'n ding om jou eie nek wat jou gevange hou, en jy's in 'n situasie waar jy nie hoef te gewees het nie, en die Here kom waarsku ons, hy sê moenie dit doen nie. Bly weg van dit, want dan is jy, soos hy sê, gevangenes deur die woorde van jou mond. Doen dan dit, my seun, om jouself te red. Die enigste ding wat jy kan doen, is om so gou as moontlik uit daai situasie uit te probeer kom. Gaan na die skuldeisenaars toe en maak reg. Maak jouself los van dit, sorg dat jy loskom van daai situasie en moet dit nie weer doen. Moet dit nie doen nie. Die Here gee vir ons die raad en die wysheid vir ons eie beswil. Want die Here wil nie hê ons moet onnodig swaar kry. Die Here wil nie hê ons moet onnodig skuld maak en in situasies beland wat jy eintlik 'n slaaf is van iemand anders. Want waar die Here vir jou vryheid het, nou gaan maak jy allerhande skuld of staan borg vir iemand anders en jy's vasgevang. Nou is jy onmiddellike gevangene van daai ene. En jy sit in daai situasie en dit maak jou lewe ondraaglik. En jy kan nie doen wat jy wil doen nie. Jy kan nie dit doen wat die Here dalk wil hê jy moet doen nie, want jy sit in hierdie situasie vasgevang. En deur ons self te beskerm en vir jou eie beswil, kom die Here in Spreuke en hy waarsku ons om dit nie te doen nie. So dis nie dat jy lelik is of snaaks is of nou sê, nou kom iemand na jou toe en vra vir jou om borg te staan, nou sê jy nee, nou sê hulle vir jou nou jy is nou snaaks of jy is moedig of dit het niks met dit te doen. Hoekom gaan die Here in sy woord ons waarsku teen so iets? As hy nie wil hê ons moet dit nie doen nie. As dit reg was met die Here, sou die Here gesê het, gaan voort, gaan doen dit. Maar die Here kom waarsku ons om uit sulke situasies uit te bly. Dis hoekom hy sê, dis waarskuwings uit die woord, dis praktiese waarskuwings. Vir jou lewe, daaglikse lewe wat jy moet wandel. En glo ek maar gaan praat maar met meeste mense wat skuld het. Skuld is 'n ding wat jou doodmaak. Want nou kry jy soveel salaris en nou moet soveel na skuld toe gaan en op ouene van die dag waarmee sit. Eintlik is jy maar 'n slaaf van die wat jy voorskuld. En as jy in so 'n situasie beland het, bid en vra vir die Here om dit te help om maar uit te kom. Dat die Here jou sal lei. Mense maak foute. Mense het partykeer situasies wat jy dalk dinge moet doen en nou gaan leen jy geld. Maar sover as wat mens kan, moet mens dit probeer vermy. Die woord van God waarsku ons daarteen. Die Here het gesê, moet dit nie doen nie, maar hy waarsku daarteen. Hy sê, as jy wil hê dit moet goed gaan met jou. As jy wil hê dit moet nie swaar gaan met jou nie. Kom waarsku jou, bly weg daarvan. Moet dit nie doen nie. Want jy sit 'n hals om jou nek wat gaan moeilik wees om dit af te haal. Bly weg daarvan af. Gaan jou oog geen slaap en jou ooglede geen sluimering nie, totdat dit afgehandel is, totdat daai saak opgelos is. Sodat jy in vrede kan leef. Want die Here wil hê dit moet goed gaan met ons. Die Here sê vir ons daar kom swaar tye, ons weet daar kom swaar tye, maar dit is nie nodig dat ons onnodig of opsetlik dinge vir ons swaar maak. Daar's reeds genoeg probleme soos wat dit is. Nou gaan maak jy nog dinge vir jou nog swaarder deur om 'n las op jou te sit wat nie nodig is. En dis die rede hoekom die Here ons waarsku teen dit. Nou die volgende stuk waarna ons kyk, wat hy sê is luiheid. Nou dit is
vir my altyd 'n baie interessante stuk. Want ja, ga na die muur, Leiard. Kyk na sy weë. Nou het jy al 'n muur dopgehou. Ek onthou as kinders as my pa hierdie stuk met ons behandel het, na die tyd, of die volgende dag, ons het gewoonlik in die aand, hy was steeds gou, as 'n klein seentjie hardloop in die tuin en dan gaan soek jy hoe was die mure. Gaan sit en hou ek hulle dop. En dit is so interessant as jy werklik gaan doen en die mure dop. Jy gaan gesien hoe stap hy mure in 'n ry. Gaan toets dit by jou eie huis, gaan sit bietjie iewers stroop of suiker of iets neer. Ag, maar dis nie as 'n uur later en dan kom jy daar so streep, so swart streep oor jou voel hier op die kaste tot by daai korreltjie. Ek het al vir my vrou gesê ek wonder stuur die mure spioene uit dat hulle weet waar val die kos. Want jy kan nou 'n koekie laat val. Nou sy oorval deur mure. Maak nie saak waar nie. Gaan maar enige plek in die huis gaan sit iets daar neer, die kos of iets. As jy weer sien dan sit onder mure. Maar dan gaan hou jy daai lyn bietjie van hulle dop. Presies loop hulle so onder net. Na die kos toe en terug. Maar hoe kry ons mense dit nie reg om hier na ry te kan loop nie? Die mure kry dit reg en dan stap jy in die winkel, almal stap so deur mekaar en stap in mekaar vas. Maar gaan kyk jy na die mure, hier stap hulle presies mooi in hulle ry. Hulle stap waar hulle moet wees en hulle georganiseer. Hulle het nie 'n koning nie, hulle het nie 'n leier nie, hulle het nie 'n maar tog doen hulle wat hulle moet doen. En 'n muur kan omtrent, ek weet nie hoeveel van sy eie gewig wat hy kan dra nie. Dis baie sterk. Die Here het daai klein muurtjie so sterk gemaak. Ek dink is amper 3 keer, ek praat nou onder korreksie, sy eie gewig wat hy kan dra. Daai mure is sterk en hulle is fliks. Hulle is lekker of slaap nie, hulle wag nie, hulle kyk nie of dit nou winter of somer is nie. Vroeg is hulle al op, of dit nou aand is daar kos is om gehaal te word, dan gaan hulle. Het dit al met jou gebeur dat jy 'n glas koeldrank hier in so bed gesit en dan word jy wakker die aand en dan vat jy 'n sluk? Dit een keer met my gebeur is vir my 'n mond vol mure. Want hulle het uit die glas gekry. Ja, dit is nie baie lekker gevoel, smaak baie. So nou sit ek maar 'n dekseltjie bo om dit te beskerm. Maar die mure is fikse goed. En die Engels dan praat dan die woord wat hulle gee vir Leiard is slaggie. Nou sê hulle dit kom van die woord slak, soos 'n slak. Slijmerig en grillerig en dit 'n slak is heel teenoorgestelde van 'n muur. 'n Slak is nie 'n goeie ding. Dit verwoes net en dit maak skade. Gaan kyk maar as 'n slak jou plante beet gekry het. Dan vol gate geëet en jou mooi blommetjies is weggeëet en die blare van die plante is geëet. Ons eie kennisgewing bord in die kerk het hulle al begin opeet. Ons moet nou begin om ons notas te lamineer want anders eet hulle ons blaadjies op. So hulle maak net skade, hulle maak dit moeilik. En dan los hulle nog hy slijmerige streep agterna. Was die Engelse woord is vir my baie mooi wat hy sê, sluggish. Dis iemand wat lui is, stadig, wil nie regtig werk nie. En wat sê die Bybel vir die mense wat lui is? Gaan na die muur, Leiard. Gaan kyk hoe hard werk hulle. Kyk hoe vorder hulle kos in. Kyk hoe bou hulle neste. Kyk hoe georganiseerd is hulle. Gaan kyk na die muur, gaan doen 'n studie van die muur. En daar kry ons ook wat die Here vir ons sê, gaan bestudeer die natuur. As ons bietjie meer na die natuur gaan kyk, gaan ons baie wyshede kry. Kyk na sy weë en word wys. As jy na die muur se weë kyk, elke muur nes is soos 'n kolonie. Want die koningin is daar so, dan jy die wagte, jy die werkers, die wat die dan het jy die verskillende mure wat verskillende funksies doen. Dit is verskriklik interessant as jy gaan studie doen oor 'n muur. Maar daai mure wat so werk, hulle is op en af en op en af. Is ons bereid om hard te werk? Want deur hard te werk sorg jy vir jouself en vir jou gesin en vir jou families en vernam ons as mans
Ek weet tye het verander, so nou mans en vrouens werk, deesdae in die ou tyd het net die mans gewerk, vandag so daar werk mans en vrouens, maar ons sorg vir ons gesinne, ons sorg vir ons huishoudings. En die broodwiners, elkeen bring iets in, en nou kan jy lewe. Mens kan nie lewe sonder geld nie. En as jy lui is, hoor wat sê hy wat geen, so hy praat nou hiervan nog van die muur wat hy praat van, kyk na sy weë en word wys, hy wat geen aanvoerder, opsigter of heerser het nie, maak sy brood klaar in die somer, berg sy voedsel weg in die oestyd. En dis die deel wat ek nou by wil kom. Hoe lank luiheid sal jy bly lê? Wanneer sal jy opstaan uit jou slaap? Deur lui te wees gaan jy vir jouself smart ophaal. Want as jy nie jou dinge kan betaal nie, as jy nie kos het nie, maar jy wil nie werk nie, by wie wil jy kla? En ongelukkig kry jy mense wat so lui en sleg is, hulle wil net niks doen. Jy kan hulle, maar dan kry jy mense wat hulle help, wat hulle werke gee, ag is nie eens 3 dae later en dan sit hulle weer op die straat. Ons het daai tyd in Kenton, toe ek 'n boemelaar van die straat af gehad, ons het hom na Bidtier toe gevat, hulle het vir hom huis gegee, klere gegee, nie huis nie, maar 'n blyplekkie in die agterkant van die mense se huis gegee, klere, werk, alles. Daai selfde aand. Ag, dit was 3 weke later, toe stap ek in die straat, toe sien ek hom weer, toe hy my sien, toe draai om, toe hardop hy weg. Dat was ek bang, ek gee weer vir my werk. Maar dit is mense wat lui is. En dan sê die woord van God vir ons, nog 'n bietjie slymer, nog 'n bietjie slaap. Of nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie slymer. Nog 'n bietjie hande vou om uit te rus. So kom dan jou armoede soos 'n rondloper en jou gebrek soos 'n gewapende man. Want as jy weer sien, dan sit jy met niks. En dan het jy niemand om te blameer. Dan kan jy nie gaan oor die hele wêreld te steun my. Niemand wil my help nie. Maar toe mense jou wil help, toe wil jy nie gehelp word nie. Jy wil heeltyd slaap, jy wil heeltyd niks doen nie. Jy's te sleg om te werk. Die Bybel sê vir jou, die armoede gaan na jou toe kom. Daar's 'n groot verskil met mense wat nie kan werk nie. Daar is gevalle wat mense nie kan werk. Waar daar mediese toestande is, of wat bedlêend is, of wat ook al die geval is. En in sulke gevalle is dit ons as kerk se verantwoordelikheid om mense te help waar hulle nie kan. Ek sê nie vir iemand wat sleg is, wat nie wil werk, en te sleg is om te werk of om iets te doen, en net wil bakkant staan die hele tyd. Want die Bybel waarsku ons daarvoor. Die Bybel sê die armoede gaan jou inhaal. Maar die mense wat swaar kry, wat regtig was, die Bybel sê ook vir ons moet na die weduwees kyk. 'n Weduwee wat nie kinders het om na te kyk nie, wat nie familie het nie, wat alleen is, dis ons verantwoordelikheid om na die weduwees te kyk. As daar 'n weduwee in die kerk is, wat nie 'n man het nie, sy het nie meer kinders nie, sy het nie familie nie, sy is in haar ouer jare, sy kan nie vir haarself werk nie, dan is dit die kerk se plig om vir so ene te sorg. So daar is voorsiening by die Here in sy woord gee, om vir mense te sorg, wat nie kan nie. Maar die mense wat gesondheid het, wat kan werk, wat in staat is om te werk, wat te sleg is, omdat hulle lui is en nie wil werk nie, die woord van God sê, die armoede gaan jou inhaal. Soos 'n rondloper gaan dit by jou deur inkom en dit gaan by jou deur insluit en dit gaan jou hele huishouding verwoes. Want nou gaan almal daaronder lê. As jy 'n man is miskien wat nie wil werk nie en te sleg is om te werk, jou vrou en kinders gaan daaronder lê. En die Here waarsku vir ons daarteen. Luiheid is nie 'n goeie ding nie, ons mag nie lui wees nie. Ons moet bereid wees om hard te werk. Ons moet werk vir ons inkomste en vir dit wat ons wil hê. Daar's gevalle wat mense in diens van die Here staan, wat die Here hulle afgesonder het om in sy diens te staan. Dan is dit ook die gemeente se plig om hulle te onderhou. Soos die Lewiete in die Bybel, wat die Here gesê het, die Lewiete kry nie grondgebied of mag nie werk nie, want hulle moet diens doen in die tempel.
maar die volk moes vir hulle gesorg het. En dit beteken nie, soos in my geval, ek werk, so ek van maandag tot vrydag werk, ek kry 'n inkomste, juist sodat ons die las van die gemeente kan ligter maak, dat dit nie nog die gemeente se las is om na ons ook te kyk nie. So ons kan, in daai geval wat ons kan dit doen mens dit. Maar in gevalle waar iemand miskien nie kan nie, of waar die Here vir hulle direk opdrag gegee het, is dit die gemeente se verantwoordelikheid om vir hulle te sorg. So, maar ons moet hardwerkend wees. Kom ons wees mense wat hard werk. Kom ons sit ons hande in die ploeg en ons werk hard. Kyk na die muur, doen wat die muur doen. En dan sal jy sien hoe sal die Here ook van sy kant af vir jou sorg. Dan praat hy, 'n deugniet, 'n kwaaddoener is hy wat met 'n valse mond rondloop. En die mense wat skinder, wat ander net sleg maak, wat leuns vertel, wat storieetjies vertel, wat nie waar is nie, die Bybel noem jou 'n deugniet. Jy's iemand wat niks goed is nie. Jy's niks goed vir niemand nie, 'n deugniet, 'n kwaaddoener is hy wat met 'n valse mond rondloop. Jy bring net kwaad waar jy gaan. Hier versprei jy 'n storieetjie, hier so skinder jy bietjie, hier val jy vir die ene aan, hier val jy vir daai ene aan, en dis net 'n geskinder en 'n slegpratery, jy's 'n deugniet en 'n kwaaddoener, sê die Bybel. Ons is nie deugniet en kwaaddoeners nie, is ons? Nee. So kom ons beskinder nie mekaar in die kerk nie. Kom ons maak nie mekaar in die kerk sleg en gaan stook hier bietjie op, en nou gaan sit jy by daai groepie, nou stook jy die groepie teen daai groepie op, en ons kry dit in die kerke. Mense wat mense teen mekaar afspeel. Dan gaan sit jy vinnig by Sunny. Het jy gehoor wat het Mary van jou gesê? En dan nog gaan sit jy by Mary en sê, het jy gehoor wat het Sunny van jou gesê? Nou speel jy die twee teen mekaar op. Of iemand is bietjie meer bevriend met die ene, as met jou, nou sê jy jaloers, en dan maak jy daai ene op teen die ene, sodat jy al die aandag kan kry. Nee, kom ons wees nie 'n deugniet en 'n kwaaddoener nie. Kom ons wees vredemakers. Kom ons wees kinders van die Here wat in liefde saamleef. Kom ons dra mekaar op die hande. Kom ons wees daar vir mekaar. Kom ons wees nie hoogmoedig en kyk neer op mekaar nie. As jy verder kyk, 'n deugniet, 'n kwaaddoener is hy wat met valse mond loop, wat met sy oë knip, met sy voete beduie. Het al mense gesien wat so maak, so oogknip vir iemand. Ek gaan nou met daai ene praat, wat gaan ek nou doen? En dan gaan jy daar so, en dan gaan maak jy weer moeilikheid daar so. Pas op vir daai mense. Die Bybel waarsku ons teen hulle, met sy vingers tekens gee, en wie se hart valse streke is, wat altyd onheil bewerk en tweedrag saai. Hulle het altyd plannetjies, hulle het altyd 'n manier om moeilikheid te maak en tweedrag te bring. Wees gewaarsku teen sulke mense, en sorg dat jy nie een van hulle is. Kom ons sorg dat ons nie so is nie. Dat ons vredemakers is. Want die Bybel sê, daarom sal sy ondergang skielik kom. Onvoorsien sal hy verbreek word, sonder dat daar genesing voor is. As jy gaan moeilikheid maak en tweedrag saai, glo vir my, die Here gaan jou verwyder. Die Here gee vir ons kans, die Here is genadig en regverdig, maar daar kom 'n dag, as jy gaan aanhou moeilikheid maak, sê die woord van God vir ons, onvoorsiens sal jou ondergang kom. Jou ondergang gaan kom en jy gaan val en die Here gaan jou verwyder. Moenie laat daai dag kom nie. Maak jy reg met die Here en sê, Here vergewe my, en help my dat ek in vrede en liefde met my broer en suster kan lewe. As wat ons moeilikheid maak en tweedrag saai in die huis van die Here, want die Here gaan vir jou verantwoordelikheid onthou. Kom ons leef in liefde. Dis wat die Here vra. Al wat die Here vra is, leef in liefde met mekaar. Hieraan sal die wêreld weet as julle my disippels is, as julle mekaar lief. Is ons kinders van die Here, dan moet ons in liefde leef.
En hierdie punte wat die Here vanmôre vir ons in sy woord gee, is waarskuwinge. Dis wysheid wat ons lewens gaan verbeter. Dit gaan jou lewe gemaklik maak en makliker maak. Te midde van die storms en die probleme wat daar reeds is, wat onvermydelik is. En as ons hierdie waarskuwinge gaan handhaaf en gaan na kyk en gaan toepas, gaan jy sien hoe die Here jou lewe kan verbeter. Gaan ons dit doen? Gaan ons luister na die woord van die Here? Gaan ons doen wat die woord van die Here vir ons sê? Of doen ons maar net wat ons wil en vee ons af van die woord van God? Gaan teken maar borg vir elke jaar op in sy borg. Gaan doen maar net wat jy wil en kyk waar gaan jy opeindig. Gaan wees lui, moenie werk nie en kyk waar gaan jy opeindig. Saai maar tweedrag, bring moeilikheid en kyk waar gaan jy opeindig. Waar ons luister na die woord van God en teen daai grond waak en bid teen dit. En die Here se weë volg. Vertrou op die Here. Werk hard vir jou geld. Werk hard vir dit wat die Here wil hê, jy moet hê. Vertrou op die Here. Bring vrede en eenheid en leef in liefde. En kyk wat se verskil gaan daar wees. Gaan ons dit toepas? Ons kan dit doen. En as ons aan Jesus bly en Jesus glo in onsself as kinders van die Here, dan is dit in elk geval wat ons moet doen. Kom ons lê die oor. Ja, Here Jesus, dankie vir die goedheid en genade, dankie vir die liefde vir ons. Dankie vir alles wat U vir ons doen. Dankie dat U altyd daar is vir ons. Here Jesus, ek wil vra dat U ons sal help, dat ons sal leer uit die woord, dat ons sal waaksaam wees teen die dinge wat U ons waarsku in die woord, dat ons ons nie onnodig sal verbind met dinge wat ons ondergang kan bewerkstellig. Help ons dat ons sal leer uit die woord, dat ons sal hard werk en dat ons sal vertrou op U, dat ons vrede sal bring, dat ons vredemakers sal wees en dat ons sal gaan waar U ons wil hê en waar U lei. Dankie Here Jesus, loof en prys U heilige naam. Amen en amen. Nou 'n laaste liedjie saam sing.